'n metaal word bestraal met lig van frekwensie F en die vrygestelde elektrone het 'n maksimum kinetiese energie EK. Watter grafiek illustreer die verwantskap tussen kinetiese energie van die vrygestelde elektrone en frekwensie F van die invallende lig die beste? Die korrekte antwoord is D. Op jou formuleblad, die energie van die invallende foton is gelyk aan die arbeidsfunksie plus die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde fotoelektron. Maar kyk mooi, EK is in al 4 gevalle die waarde op die y-as en frekwensie is in al 4 gevalle op die x-as. So kom ons gaan herskryf ons vergelyking en ons gaan hierdie energiewaarde herskryf as die produk van Planck se konstante en die frekwensie en dan vervang ons daardie bloot in daardie vergelyking in. So nou het ons 'n vergelyking, die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde elektron is gelyk aan Planck se konstante maal met die frekwensie minus die arbeidsfunksie. Nou kyk na opsie A. In opsie A sien ons die kinetiese energie bly konstant ongeag wat die frekwensie is. Dit stem nie ooreen met ons vergelyking wat ons sopas afgelei het nie. So A is verkeerd. C is ook verkeerd. Hier sien ons een of ander eksponensiële kromme en as ons kyk na ons vergelyking, dan sien ons daar is 'n lineêre verwantskap tussen die kinetiese energie en die frekwensie. So C is ook verkeerd. Dit laat ons met B en D. B en D het beide positiewe gradiënte wat waar is, want Planck se konstante is die gradiënt, dis 'n positiewe waarde. So ons sou verwag diagonaal opwaarts. Maar kyk na B. Die y-afsnit is 0 en as die y-afsnit 0 is, beteken dit dat die arbeidsfunksie 0 is. En die arbeidsfunksie kan nie 0 wees nie, want dit beteken dat as lig met geen energie 'n metaaloppervlak tref, sal daar fotoelektrone vrygestel word. Met ander woorde, B maak nie sin nie, D is die korrekte antwoord.